Welkom by Op die Tafel. Het jy ooit by 'n vertrek ingestap en die oomblik dan ruik jy iets ruik nie lekker nie. En dan soek jy vir hierdie vrot reuk of waar kom dit vandaan? Of die teenoorgestelde, 'n dame sal byvoorbeeld baie lekker parfuum aan hê en wanneer sy in 'n kamer instap, dan ruik jy dit en jy wonder by jouself, ja, maar wie ruik so lekker? Of selfs wanneer hulle uit die kamer uitgaan, dan bly daai aangename reuk agter. Hoor wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons, 2 Korintiërs 2 vers 15. Ons is die aangename geur van Christus vir God. So wat sê hierdie skrif vir ons? Dit sê dat ons lewe moet soos 'n geur wees wat mense na sal ruik en sal besef, iets is anderste. Iets is aangenaam, dat wanneer hulle met ons tyd spandeer, dan dink hulle nog positief. Maar ongelukkig in vandag se lewe, ons is so gewoond om te kla, dat het jy al saam met mense tyd spandeer, en dan is dit, ek wil eintlik sê, 'n onaangename reuk. Hulle praat so negatief oor die ekonomie, en negatief oor die land, en oor hulle kinders, en alles, dat jy raak skoon negatief, die oomblik as jy wegstap. God sê dit moet anderste met ons wees, dat wanneer mense tyd met ons spandeer, dat dit aangenaam sal wees, en dat hulle sal sê, daar's iets anderste aan daai persoon. Ons moet eintlik, dit moet wees dat hulle daai geur saam met hulle vat, en wanneer hulle aan ons dink, dan dink hulle aan die goedheid van God. So ek wil jou aanmoedig, en ek wil jou eintlik 'n vraag vra. Is jy besig om 'n stinkgeur agter te los, 'n slegte reuk, of is jy besig om 'n aangename geur in mense se lewens agter te los, sodat hulle God daarvoor kan verheerlik? Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, ek bid dat U ons sal gebruik, dat wanneer mense saam met ons tyd spandeer, Here, dat hulle positief sal wees, dat hulle sal opgebou wees in hulle geloof. Here, help ons waar ons baie keer murmureer en sleg praat, dat U met die Heilige Gees met ons sal praat, dat ons sal ophou om dit te doen. Amen.